stel net ons harte voor hom oop. Vader, wat 'n vreugde om as gelowiges byeen te kom. Dis so 'n voorreg dat ek kan kom saam feesvier vanmôre in die teenwoordigheid. Ons is wedergebore, ons is kinders van God, ons weet, U het ons uitgekoop. En vanmôre staan ons met soveel dankbaarheid, want U is 'n werklikheid. U is 'n werklikheid. Here, U is so kosbaar. En ons eer U vir wat U met ons beplant. Ons weet U wil vir ons is goed, is welgevallig en is volmaak. Dankie dat ons vanmôre U wil kan najag in ons lewens, Here. Dat ons sê, dit is vir ons die belangrikste is om Jesus te volg. En om die werke van Jesus in ons lewens te sien. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Here, ons maak dit ons harte wyd oop en ons sê, kom deur die Heilige Gees. Spreek tot elkeen van ons harte. Here, wek vanmôre geloof, wek vanmôre lewe op in ons. Dat ons deur die krag van die heerlikheid, deur die krag van die Heilige Gees kan beweeg en die wil uitvoer. Dit is ons gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. Wat 'n vreugde. Wat 'n wonderlike vreugde. Ek gaan ons vanmôre vat na Filippense 4. Dankie pastoor Gerrie vir die uitnodiging. En vir die gasvryheid, en dit is vir ons lekker om ook saam julle te kom kuier hierdie dag en 'n half of so. Dit is regtig 'n voorreg om vriendskap te eer, nee. En hy is regtig een van ons besonderse vriende. Hy en Letty, ons waardeer hulle regtig uit ons hart uit. Filippense 4. Dis 'n opdrag wat Paulus vir ons gee. 'n welbekende vers. Maar ek gaan lees vanaf vers 4. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. En dan herhaal hy dit. Hy sê, ek herhaal, verbly julle in die Here. En dit is vanmôre waaroor ek wil praat, is oor die blydskap in die Here. So, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, en dis 'n moeilike een. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan gee hy hierdie belofte, hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor het, en my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Ek wil vanmôre begin deur te sê dat eintlik kan geen mens bekostig om sonder die blydskap van die Here te lewe nie. As kind van God is dit ons, dis vir ons so belangrik, dis vir ons soveel, daar's soveel krag, daar's soveel oorwinning wat net in hierdie feit lê dat die blydskap in die Here. En ek gaan vanoggend net 'n paar dinge vir ons uitlig wanneer ons daarna kyk. Dit baie mense sal deur storms gaan, en dit is jy storms, ek sê altyd dis wanneer jy onder druk is, wat wys wat binne in jou is. As dit goed gaan, is dit maklik om te glimlag, en om met mense te praat en sê, man, yver away, dit gaan goed. Maar wanneer dit moeilik gaan, wanneer dinge lyk dit begin teen ons draai, wanneer die donker wolke dalk saampak om ons en miskien in ons lewens, dan hoor ons baie keer ander stories wat uit ons binneste uitkom. Dan kom daar ander woorde oor ons lippe. Dis baie keer klagtes, murmurering, dis baie keer veroordeling. En wat wys dit vir ons? As daar verkeerde goed uitkom, dan wys dit daar's iets verkeerd binne in ons. En ons skiet tekort spesifiek
En ek wil vanmôre sê aan die blydskap in die Here. Want as die blydskap in die Here in ons is, dan kan enigiets gebeur. En jou woord gaan nie verander nie. Dan kan enigiets gebeur en jou belydenis, jou uitlewing na buite toe, gaan nie verander nie. Want die blydskap in die Here, dit is jou krag en dis jou sterkte. Daar's soveel goed wat ons blydskap wil steel in hierdie lewe, né? Ek dink een van die grootste dinge wat blydskap steel is, wanneer ons ongehoorsaam is in die Here en daar sonde en ongeregtigheid en jy staan nie in 'n regte verhouding met God nie, dan wat gebeur? Kan jy nog die blydskap van die Here deel? Dit kan nie, want dit vorm 'n blokkade. Baie keer kom mense, miskien is dit nog mense in ons gemeente of ander mense wat sê hulle is Christen en dan kom en sê hulle vir jou, man, maar ek hou nie van jou nie. Kyk wat doen jy? Kyk hoe lyk jy? En wat gebeur dadelik in ons binnekant? Ons wil in opstand kom. Ons wil reageer, ons wil hulle terugkry. Ons wil 'n bietjie vergelding doen, né? En so kan daar baie goedes gebeur wat ons blydskap, siekte, omstandighede. Ons kan toelaat dat dit ons blydskap steel, maar dit behoort nie. Ek sê weer, ons kan toelaat dat dit ons blydskap steel, al die omstandighede, die verkeerde goed om ons, wat mense sê of doen, maar dit behoort nie ons blydskap te steel nie. Ongeag wat buite ons gebeur, ongeag wat ons omstandighede is, ongeag wat ons beleef, behoort die blydskap van die Here steeds ons krag en ons oorwinning te wees. As ons kyk na hierdie skrifgedeelte wat ons vanmôre gelees het, dan is dit juis waar bevind Paulus hom, toe hy vir ons sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Waar sit hy? Hy sit in die gevangenis. Hy is toegesluit. En wat meer is, hy weet hy kan doodgaan. Hy weet hy kan ter dood veroordeel word. Maar hy sê dit, as jy daar gaan lees in die konteks, dan sal hy sê, dit is in hierdie konteks wat hy byvoorbeeld sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek weet nie wat ek sal kies nie. Om in hierdie lewe te bly is nodiger om julle ontwil, maar is verre weg die beste om by Jesus te wees. So hy sê, ek het hierdie stryd. Ek sit in hierdie gevangenis. Hulle wil my doodmaak. Maar ek weet ek het nog werk om te doen. Solank as wat ek asemhaal, moet ek 'n verskil maak. Solank as wat ek lewe, het ek 'n woord om te deel. Het ek nodig om mense aan te moedig om te sê, kom by Jesus. Kom tap jou lewe by Jesus. So in hierdie omstandighede sê Paulus vir ons, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Het hy rede om bly te wees? Menslik gesproke nie. Dis ons nie lekker om daar te vind en te weet daar's 'n doodsvonnis oor jou lewe nie. Maar tog sê hy gee vir ons die opdrag, hy sê, ek herhaal dit, ek sê dit is so belangrik, jy moet jou verbly in die Here. Dit laat my terugdink toe Paulus en Silas daar in die tronk ook was, nê? Vasgeketting. Wat doen hulle hier om middernag? Hulle begin sing lofliedere. En die Here bevry hulle bonatuurlik. Toe hulle begin lofliedere sing, toe kom daar 'n verandering in hulle omstandighede en daar kom oorwinning. Het hulle gesit en kla en murmureer oor hulle omstandighede? Het hulle party mense die skuld gegee en sê, kyk hierdie owerstes, hierdie priesters wat hulle aan my doen? Glad nie. Hulle begin God eer, hulle begin Jesus oplig in hulle midde. Met lofliedere, met danksegging. En daar kom 'n verskil, daar kom 'n verandering, 'n bonatuurlike verandering in hulle omstandighede. Wat was die verskil? Paulus kan vir ons getuig en sê, ek het die blydskap van die Here in my lewe. En niks kan daai blydskap van my wegneem nie. Ongeag wat mense sê, ongeag wat mense doen, ongeag wat aan my gedoen word, ek sal nie die blydskap van die Here prys gee nie, maar dit is vir my te kosbaar, dis my krag en dis my oorwinning. Psalm 37 vers 4, ek gaan heeltyd hier rondom Filippense 4 bly, maar ek gaan so hier na die versie aanhaak. Byvoorbeeld in Psalm 37 vers 4 lees ons hierdie woorde. Hy sê, en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Verlustig jou in die Here,
dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. So, wat beteken om jou te verlustig in die Here? Dis mos 'n keuse, dis mos iets wat jy moet doen. Jy kan of jou sit en bejammer oor waar jy jou bevind, of jy kan kies soos Paulus en Silas in die tronk en sê, ek gaan my verlustig in die Here. Ons gaan jubel, ons gaan juig, ons gaan bly wees. En kyk wat gebeur, wat doen God vir hulle? Die blydskap in die Here, dis ons beskutting. Die blydskap in die Here is ons besitting. Ek wil vir ons sê dat, as dit nie vir Jesus se blydskap in ons was, weer kyk jy na Filippense 4, hy sê, verbly jy altyd die Here, ek herhaal verbly, en laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking, dank en danksegging bekend word by God, en dan beloof hy, sê die vrede van God sal julle deel wees. Dis die blydskap in die Here, dis nie sommer net blydskap, ek praat nie vanmôre van gewone blydskap nie, ons praat vanmôre van die blydskap in die Here, en ek gaan vir ons terughou vat na Johannes 15 toe waar Jesus met ons praat. En Jesus sê vir ons in Johannes 15 waar hy praat van, hy sê ek is die wynstok en julle die lote. Hy sê wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Hy sê want sonder my kan julle niks doen nie. So wat is vanmôre die belangrikste? Ons moet in Jesus wees. En hy moet in ons wees. En dan kom hy en hy sê in vers 11, hy sê in Johannes 15 vers 11, hy sê dit het vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly. Dit het ek vir julle gesê dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan wees. Wanneer gaan ons blydskap volkome wees? Wanneer gaan ons daai blydskap gedurig deur kan beleef? Wanneer ons in Christus is en Christus in ons is. Hy gaan ook verder, hy sê byvoorbeeld in hoofstuk 16 vers 22, hy sê en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. As ons in Christus geanker is, as Christus deur ons leef, as Christus deur ons vloei, kan niks sy blydskap van ons af beroof nie. En kan geen omstandighede ons plat slaan nie. Ek meen, kom ons dink gou weer aan Paulus. Het hy het maklik gehad? Hy sê hy was geslaan, hy was geskel, hy was gestenig en as 'n dooie gelos. Met die kats geslaan, hoeveel keer? Maar tog sê hy, niks kan my wegvat van die liefde van Christus. Niks kan hierdie blydskap in my keer nie. En hy sê vir ons, ek sê vir julle, die antwoord is, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Moenie toelaat dat omstandighede julle plat trek nie. Is blydskap, waar kom blydskap vanaf? Ek wil vanmôre sê dat blydskap, sê die woord van die Here vir ons, is 'n vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22 ken ons almal, hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, en dan noem hy die ander dinge. Blydskap is 'n vrug van die Heilige Gees. So as Christus in ons is, as ons sy Heilige Gees in ons het, waardeur woon hy in ons? Deur die Gees, nê? En as sy Gees 'n werklikheid in ons is, dan kan ons niks dit van ons af beroof nie. Dan kan niks ons van dit af wegtrek nie. In Romeine 14 vers 17, hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar is geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Ons moet vanmôre net so 'n bietjie dink na ons eie lewens en ons moet dalk vir ons man of ons vrou vra, of ons moet 'n bietjie vir mense met wie ons saamwerk vra, wat gebeur as daar druk op my lewe kom? Wat kom uit? Hoe sien mense wat in my binnekant aangaan? Wat straal ek uit? Kan hulle sien dat wanneer dit moeilik gaan, dan juig ons nog meer as ooit van tevore? Wanneer dit swaar is, dan kom maar net lof oor ons lippe. Ons kla nie, ons murmureer nie. Die Here
is ons krag en ons sterkte. En dit is wat ons moet uitstraal. Dit is waarvan Paulus vanmôre praat. Want dit is juist dit wat openbaar. En dit is tyd vanmôre dat ons na onsself kyk en net 'n bietjie vra, maar wat is in my? Is Christus werklik in my? In vers 5 in Filippense 4 waar Paulus sê dat ons vriendelikheid aan alle mense bekend word. Hy sê die Here is naby, dis spesifiek dit. As die Here in ons is, as die Here naby is, as die Here werklikheid in ons lewens is, dan gaan mense iets anders in ons lewens beleef. En kind van God, dit is juist wanneer ons uitgee. Wanneer ons 'n verskil maak in lewens, wanneer dit in onsself ons versterk en bemoedig word. As jy nie uitgee nie, dan kan dit so maklik gebeur dat jy begin terugsak en verkoud en jy beleef nie die oorwinning van die Here nie, maar wanneer ons ervaar dat Jesus is 'n werklikheid is binne in ons en ons begin uitreik en ons vriendelikheid maak, ons welwillendheid, die nuwe Afrikaanse vertelling praat van welwillendheid. Ons maak dit aan mense bekend. Waar ons kom en gaan, maak ons 'n verskil. Hoekom? Want ek het gekies om my in die Here te verbly. Die Here wat naby my is, die Here wat in my is, dat ek in hom ingeanker is en hy in my en sy Heilige Gees wat 'n werklikheid in my lewe is. Daarom kan ek oorborrel en kan die vyand my nie platslaan nie. In Matteus kom ek gaan eers na vers 6. Hy sê: "Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God." Dan hy sê: "En die vrede van God wat alle verstand bowe gaan, jou hart en jou sinne bewaar." Jou hart en jou sinne bewaar. Bekommernis, vrees, depressie, wat openbaar dit? Dink 'n bietjie daaroor. Ek sê bekommernis, vrees in my lewe. Wat openbaar dit? Depressie. As ek depressief is, wat openbaar dit? Dit openbaar dat ek nie die werklikheid, die omvang van Christus in my beleef nie. Dat ek nie die krag van Jesus deur my voel vloei, laat dit vrylik vloei nie. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Nie oor môre nie, nie oor vandag nie. Nie eers oor jou kinders nie. Begin hulle vir die Here gee. Begin God vertrou vir sy werk in hulle lewens. Begin jou oopstel as 'n werktuig in die hand van God, dat die Here deur jou 'n verskil maak. Bekommernis gaan niks verander nie. Dink maar aan Matteus 6 waar Jesus praat en sê ons moet ons nie bekommer oor die dag van môre nie, né? Hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Bekommernis bring moeilikheid. Bekommernis keer die vloei en die oorwinning van God in ons lewens. Maar wanneer ek my vertroue in die Here stel, en ek vanmôre verklaar en sê dat deur die Here sal ek triomfeer. Ek sal nie toelaat dat my omstandighede my poetjie nie. Ek gaan werklik God vertrou vir 'n deurbraak en ek begin hom loof en prys. Dis wanneer ons oorwinning beleef. Soos wat Paulus daarvan kon getuig in die gedeeltes wat ons al reeds vanmôre gelees het, né? En die resultaat van dit is, as ek werklik waar my blydskap in die Here vind, as ek my in die Here verbly en nie toelaat dat bekommernis en die sorge van die lewe my verswelg nie, dan gaan daar 'n resultaat wees. Hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal my deel wees. My kop, my denke, ek gaan nie meer bekommerd wees nie, ek gaan nie meer dink aan al hierdie goeters nie. En in my hart, my emosies, gaan daar nie meer warboel wees nie, né? Ek gaan absoluut die rustigheid en die kalmte van die Here beleef. En dit is tog wat ons almal begeer, né? Dis tog wat ons almal nodig het. En dit is juist daar
waar ons moet inhak by die Here vanmôre en kom sê, Here, ons besef môre, U opdrag, as Paulus vir ons vanmôre sê, en U sê vir ons moet in U verbly, dan is dit juist dit waar ons krag en ons oorwinning lê. Ons moet nie toelaat dat die sorge en die druk en die swaarigheid van die lewe ons vasketting vanmôre nie. Ek net gou hier oopmaak, hy het nou toegemaak op my. Maar wat vanmôre belangrik is dat ons werklik in die Here sal vertrou en sal vanmôre weet dat die krag van die Here is ons deel. Ek gaan vir ons terugvat gou weer. Hy sê, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou sinne bewaar. Wat 'n wonderlike vreugde om by die Here in te kom en te begin ervaar, ek het so kalmte. Ek gaan vir ons terugvat gou na Paulus toe. Kyk na Paulus se lewe. Voordat hy die Here leer ken het, voordat hy die Damaskuspad ondervinding gehad het, wat in sy lewe aangegaan? Mense het na hom gekyk en gesê, "Joe, hierdie is 'n jong man wat God liefhet." Dis wat hulle gedink het. Hulle het gedink hy's 'n jong man wat soveel potensiaal het in die kerk of in die sinagoge. Want hy het voluit gegaan vir God. En toe hierdie, ek wil amper sê, hierdie vreemde geloof van Christus Jesus na vore kom, toe het hy sy lewe staak gemaak om die Christene te gaan vang en hulle te bring dat hulle kan verhoor word. Hy het gedink hy's reg, hy het gedink hy's op pad hemel toe, hy het gedink hy doen vir God 'n groot guns om al die Christene te vang. En hy maak op die einde die stelling, hy sê, ek het selfs vir Christus vervolg, in die feit dat hy Christene vervolg het. Maar op 'n dag toe ontmoet hy vir Jesus. Toe besef hy was opreg verkeerd, toe besef hy, dit wat hy so belangrik gehad het, al sy geleerdheid, sy Bybelkennis, het vir hom niks gebaat nie. Maar toe hy Christus Jesus leer ken, toe verander alles in sy lewe. Toe hy Christus Jesus leer ken, toe kom hy op 'n punt waar hy sê, al wat ek soek, al wat ek begeer, is om Jesus meer en meer te leer ken elke dag. Na die Damaskuspad ondervinding, toe jaag Paulus nie meer om Christene te vervolg. Toe jaag hy nie meer om die aansien van mense nie. Toe probeer hy nie meer dat mense dink hy is so 'n wonderlike godsvolgeling nie. Waarna jaag hy toe? Hy sê, ek jaag om die kennis van Christus Jesus in my lewe. Ek jaag om 'n volgeling van Jesus te wees. Hy sê, ek wil hom leer ken in sy lyding. Ek wil saam die pad loop wat Jesus geloop het. Hy het nie gekom om my geroep om net wonderlike dinge te beleef heeltyd en maanskin en rose nie. Hy het my geroep om vir hom 'n verskil te maak in die wêreld. En al beteken dit dat ek moet lyding deurgaan. Al beteken dit dat mense gaan teen my draai. Al beteken dit wat? Ek wil Jesus ken. Ek wil saam met hom leef. Ek wil saam met hom beweeg. So waar hy eens gejaag het vir aansien, toe begin hy jaag om Christus beter te ken in sy lewe. En ek wil vanmôre die vraag vra, ek sê, waarna jaag u en ek vanmôre? Wat is ons begeerte? Soek ons dat Jesus sterker na vore moet kom in ons lewe, dat hy meer word en ek minder, dat hy absoluut my totale wese begin vul, en dat waar ek kom en gaan, mense kennis neem van die feit dat Jesus is 'n werklikheid. Jy kan hom nie wegsteek nie. Ons mag hom nie wegsteek nie. Ons hoef nie skaam te wees, hoef nie bang te wees nie. Wat groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is, nie? So kind van God, vanmôre is dit vir ons belangrik om te sê, ek wil Jesus in my lewe hê. En wanneer ek my begin verbly in die Here, wanneer ek bekommernis bestraf uit my lewe uit, ek sê, ek gaan jou nie verder in my lewe toelaat nie, dan beloof die Here, die derde een is die vrede van God in ons lewe. Dit gaan ons totaal vul, ons gaan so rustigheid belewe. Dit beteken nie, ek sit agteroor en ek wag, ek is op pad hemel toe, ek sit nou agtertoe, ek ry lekker die geloofskar nie, né? Dit beteken nie, ek gaan nie my meer bekommer nie, maar deur die krag van God wat in my werk, gaan ek toelaat dat Jesus lewens verander. Waar ek kom en gaan mense sien dat Jesus is groter as ons omstandighede. Al kom die dood, selfs die dood, sê Paulus, kan ons nie skei van die liefde van God nie.
Die grootste vyand in baie mense dink is die dood. Selfs dit is geen gevaar vir die kind van God nie. Is dit nie wonderlik nie? Hy sluit vir af van hierdie gedeelte, hy sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Dit is so maklik om te dink in die negatiewe goed, nê? Ons word so maklik vasgevang in dit. Kyk wat gaan aan in die politiek. Kyk wat doen my baas by die werk. Kyk hoe word ek hanteer deur my familie. En ons wil kla en ons wil murmureer. Ons wil onsself bejammer. Maar daar's geen oorwinning in dit nie. Daar's geen oorwinning in dit nie. Maar wanneer ons kies en sê, ek gaan my verbly in die Here. Elke dag, elke oomblik van die dag. Ek gaan nie saam loop met die meeste mense in die wêreld om al hierdie negatiewe goed heeltyd saam met te dra en die wolk van dit oor my te hou nie. Ek gaan uitbreek deur te sê, ek gaan my verbly in die Here. En ek wil vanmôre die stelling maak en wil sê, sodra jy dit begin doen, dan sien jy nie meer die donkerte nie. Wanneer jy kies om absoluut die Here op te lig in jou teenwoordigheid, dan verdwyn al daai duisternis. Dis nog daar, die omstandighede is nog daar, maar dit maak nie dit aan jou nie. En jy mag ook soos Paulus 'n wonderwerk beleef in die tronk, nê? Dat jou tronkdeure mag oopskit. Hy mag oopskit. Die Here het 'n plan vir jou lewe. As daar goed is wat jou vasketting, dat jy nie voluit kan gaan nie, kan die Here die tronkdeure afskit. As die Here 'n plan vir jou lewe het, sal dit tot uitvoer kom. Ek verklaar, dit sal tot uitvoer kom. Want die Here het 'n besonderse bonatuurlike plan vir elkeen van ons wat vanmôre in hierdie plek sit. Vir elkeen wat na ons kyk, die Here het 'n bonatuurlike plan vir elkeen van ons, en ons moet net vanmôre inskakel en sê, kom Here, kom vloei deur ons. Kom en word verheerlik. Kom ons buig net vir 'n oomblik ons hoofde, kom ons maak net ons oë toe. Net daar waar jy sit. Wil ek weer vir jou die vraag vra, waarna jaag jy vanmôre? Miskien jaag jy na aansien, miskien jaag jy na dinge in die lewe, miskien kry die druk van die lewe waar hy vir jou insluk met skuld en al hierdie goeders om jou beswaar te maak, om te keer dat jy 'n loflied op jou lippe het. Miskien is dit wat jy vanmôre beleef. Maar vanmôre lê die antwoord vir ons so duidelik in die woord, waar die Here sê, verbly jou in die Here. Verbly jou in die Here. Pastoor Gerrie het net vanoggend met my daai vers gedeel in Jakobus waar hy sê, ag dit louter vreugde my broeders, as julle in allerlei versoekinge val. Ag dit louter vreugde. Maak nie saak wat jou pad langs kom nie, maak nie saak wat jy beleef nie. Hou aan om die Here te loof en te prys. Verklaar jou geloof in God, verklaar jou geloof in die bonatuurlike. Onse God is 'n bonatuurlike God. Onse God is 'n God van wonders. Onse God haal ons uit die duisternis uit en hy plaas ons voet op sy rots, wat dit nie wankel nie. Hy vat daai skuld van ons lewe weg, en hy maak dat ons môre besef, ons is 'n kind van God. Hoekom kan ons bly wees? Want ek is 'n bloedgewaste kind van die Here. My sonde is weggewas, ek staan skoon, ek staan rein voor sy aangesig. Ek kan vanmôre bly wees, want my God is 'n God van oorwinning, hy's 'n God van triomf. My God kan vanmôre enigiets doen. Hy kan vanmôre in jou lewe bonatuurlike wonderwerke vermag. Bekommernis en siekte, of bekommernis werksiekte,
Al die swaarmoedigheid maak dat ek siek is, dat daar soveel siektes in hierdie lewe wat mense mee sukkel, wat direk terug kan kom oor die feit dat mense nie hulle vertroue in God stel nie. Hulle lewe met depressie, hulle lewe met hierdie swaarmoedigheid, hulle lewe met hierdie bejammeringswaardigingsgevoel. En daarom is hulle siek, daarom begin daar siektes in hulle liggaam na vore kom. Maar vanmôre lê die oorwinning daarin om vanmôre te sê, Here, ek prys U want U is die God van oorwinning. U is die God van triomf. Ek plaas my vertroue ten volle in U vanmôre. Kom Here, kom woon in my, kom vul my met die Heilige Gees krag. Versterk vanmôre my binneste en my innerlike wese. Dat ek vanmôre nie een oomblik sal twyfel in wie is nie, dat ek nie een oomblik sal twyfel in wat ek kan doen nie. Maar dat ek vanmôre sal my vastigheid vind in die feit dat U 'n werklikheid is in my. Kom en word verheerlik in elkeen van ons lewens vanmôre, Here. Ek bid vir elkeen in hierdie vertrek, ek bid vir elkeen op die televisie wat ons kyk. Here, ek bid dat U Gees ons môre bemoedig om nie deel van die volk te wees wat kla en murmureer nie, maar om môre op te staan met 'n loflied, om vanmôre op te staan met blydskap in ons lewens, om vanmôre te beweeg in die naam van ons koning en te verklaar deur ons God sal ons triomfeer. Deur ons God is ons meer as oorwinnaars, omdat hy ons liefhet, omdat hy vir ons omgee. Niks kan ons platslaan nie, niks kan ons keer nie, want hy is so werklikheid. Kom en word verheerlik in elkeen van ons lewens, Here. Kan ek vra dat jy net vir 'n oomblik saam met my staan en net daar waar jy is, 'n loflied vir God bring. Net daar waar jy is, begin die Here loof en prys. Sê weg met al daardie kla en murmurering, weg met al daardie negatiewe goed wat uitkom. Ons verklaar vanmôre dat deur U sal ons triomfeer in Jesus naam. In Jesus naam, Here, kom in die krag, kom in die heerlikheid. Ons verklaar dat deur U triomfeer ons, Here. U is so werklikheid. Ons verbly in ons koning, Here, ons verbly ons voor die aangesig. Ons God is 'n wonderbare God. Ons God is 'n heerlike God. Ons verbly ons môre in die teenwoordigheid, Here. Kom en word verheerlik in elkeen van ons lewens. Halleluja, halleluja, halleluja. Ons prys U net vanmôre, Here. Ons loof en ons aanbid die Koning Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys die duisternis moet vlug voor ons koning. Oorwinning is ons deel in Jesus. Maak nie saak wat die omstandighede is, Here, deur U triomfeer ons. Halleluja, halleluja, ons prys U vir die werke in ons lewens vanmôre, Here. Kom en word dit verheerlik. Kom en word dit verheerlik. Kom en word dit verheerlik. En nou gee ons U net al die eer en lof, Koning Jesus. Ons gaan elkeen hier uit met die keuse om te sê, ons sal ons verbly in die Here. Ons sal ons verbly in U. Ons gaan toelaat U voluit saam met ons beweeg, Here. En ons gaan 'n verskil maak waar ons kom en gaan. In Jesus naam. Al die lof en eer kom U toe. En die volk van die Here sê amen. Amen, prys die Here.